Ons gesels oor vasberade wees en vandag se tema is vasbyt in storms. Ek weet nie of jy al in 'n storm op die see was nie. Ons was in so 'n storm, maar dit was nou nie van daardie so 'n storm soos die Titanic wat die hele skip omrol en dis meer nie. Daar was weerligstrale oral, die golwe was groot. Dit was eintlik 'n baie unieke ervaring wat 'n mens beleef het. En gelukkig was ons nie in 'n klein skuitjie wat in rowwe see op daardie stadium was nie. Jesus en sy disippels inteendeel was juis in 'n kleiner skuit toe daardie skielike storm op die see van Galilea losbars volgens die vertelling. En die golwe was blykbaar so sterk dat die boot amper gesink het van al die water wat ingespoel het. Maar Jesus het rustig tussen alles deur geslaap. En toe maak die disippels hom natuurlik wakker en paniekbevange roep hulle uit dat Jesus hulle moet red. En hier kom die verrassende in die verhaal. Jesus spreek eers vir hulle aan, voordat hy die storm aanspreek. Ons lees in Matteus 8 vers 26. Hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Mens en natuur gehoorsaam vir Jesus. Storms gaan daar altyd wees, dis deel van die werklikheid van ons lewe hier op aarde. Maar daar is 'n paar dinge wat ons gerus kan onthou. Die eerste is, God is nie weg nie, al voel dit vir ons hy slaap. Ons kan met hom praat, want hy is steeds volkome in beheer. God soek tweedens by ons geloofsvertroue, daarom noem Jesus sy disippels kleingelowig, omdat hulle eers na die storm gekyk het, in plaas van na hom. Derdens, God het die laaste woord oor natuur en oor mens, oor verlede, hede en toekoms. God se woord bring kalmte en vrede. Nou die interessante volgens navorsing is, ons interne interpretasie van gebeure, volgens Lazarus en Volkman, bepaal hoe ons die situasie sien, of dit 'n bedreiging gaan wees, of 'n uitdaging. Dus, as ons net so 'n bietjie daaroor dink, as ons glo, God is in beheer, dan kan ons die storms van die lewe met geloof in Jesus Christus baie beter hanteer. Leef geïnspireerd.